is nou tyd om jou geldsaake te bespreek en ons eie minister van Finansies hier by Goeiemôre Good Morning Tuis sit gereed met sy weeklikse wins of verlies verslag. So collega's, julle bly na my verwys as die minister van Finansies. Ons eie. Julle eie. Let wel. Want onthou, as julle dit gaan bly oor my lewe spreek, dan gaan ek eventually die minister van Finansies word. Sal dit nie vir ons land net absolute goedheid beteken? Kan ek vir iets vertel? My ma het gister gesê, sy is so 'n groot fan van jou. Sy het gesê, ek skryf altyd op Tuis se Facebook, hy's so slim, hy kan eintlik die minister van Finansies word. So, dalk is dit nou jou ding, Tuis? En al die aanhangers. Ja, ek moet net die stemme kry. Ons sal vir jou stem. Wat het jy vir ons vandag, Tuis? So, kom ons begin by Marula Media wat berig 7 wenke van goeie aftree eiendom en fisies waarvoor om uit te kyk as jy byvoorbeeld op aftrede gaan, want is so 'n groot besluit. So die meeste van mense sal byvoorbeeld 20 jaar lank 'n huis afbetaal en gedurende daai 20 jaar sal jy dan byvoorbeeld dan nou kinders grootmaak uit die huis uit, jy sal kinders laat uitgaan uit jou huis uit, universiteit uit die huis uit, of wat ook al die geval mag wees, daar's 'n 20 jaar bubbel. Okay. In daai bubble tydperk het jy basies 'n eiendom afbetaal wat dan deel maak van jou aftreebeplanning. Maar baie kere sal ou dan besluit, okay, maar in plaas van om 'n 4 of 'n 5 slaapkamer huis te bly, net pa en ma met kleinkinders wat amper nooit huis toe kom nie, sies vir julle. Jy weet dan basies moet ons die eiendom dan verkoop, want ons wil byvoorbeeld aftrek dalk Durban toe na 'n warmer klimaat toe of byvoorbeeld Kaap toe, want ons is lief vir die Kaap of wat ook al die geval mag wees. So dan verkoop ons eiendom en dan basies wil ons 'n nuwe eiendom gaan koop. Nou Marula Media het 'n baie goeie tips hier uitgebring om te sê waarvoor mense moet uitkyk. Soos byvoorbeeld, wat dek die heffings? Soos as 'n persoon byvoorbeeld na 20 jaar sy eie eiendom 'n ander eiendom gaan koop, jy weet waarvoor om dan te gaan kyk, want nou jy skielik dalk heffings. Is daar 24 uur sekuriteit? Is dit basies, jy weet, geboueversekering ingesluit, eksterne huisinhoud, onderhoud, is dit daar ingesluit, gebruik van gemeenskaplike geriewe, dienste soos vullisverwydering, daai van goedjies baie belangrik. En dan tip 2 baie eenvoudig, bied die aftree landgoed tuisgebaseerde sorg. Ek dink dis net so belangrik, want baie keer is dit 'n trekpleister. Wat is die geleenthede vir oefening? Is daar byvoorbeeld 'n swembad? Is daar natuurroetes? Is daar nabygeleë strande byvoorbeeld waar jy kan rondbeweeg en die honde bietjie meer kan gaan loop? Of jou kleinkinders, jy weet, weer eens, sies vir julle. Okay, julle kleinkinders moet by julle tyd spandeer. Wat van sekuriteit? Jy weet, weer eens, is daar, kom ons sê nou maar, omheining, jy weet, is dit sekur, is daar 24 uur wat soms sekuriteit daarso betrokke? Wat is die potensiaal van waardegroei van 'n aftree eiendom? Gaan ek die eiendom net koop of is daar waarde wat so 'n bepaling, jy weet, vir nalatenskap? So met ander woorde, as ek te sterwe sou kom, ek eerste dalk, my vrou dalk later, of ek kom dalk eerste te sterwe, my vrou trek dalk weer terug kinders toe, is daar waardebepaling dan wel ook op haar eiendom. En dan laastens, jy weet, waar is die eiendom en wat gaan die verkoop insluit? As ek byvoorbeeld na aftree oor toe gaan, dan baie keer dan sê hulle ek kry 'n X bedrag, maar as ek het dan lewensreg op hom, maar as ek te sterwe kom, kry ek byvoorbeeld net die helfte. So gaan kyk altyd die terme en voorwaardes, so ek maar weer eens kom by kundiges uit. Ek dink is baie belangrik. Okay, so volgende storie. Of kom ons vra gou vir julle kollegas, het julle al ouers wat byvoorbeeld afgetree het wat hierdie tipe van fasiliteite al oorweeg het? Nee, nog nie. Nee, dis pragtig. So julle is nog, kyk hoe jonk is julle. Baie jonk. Nee. Yes. Verjaar mos vandag. Bly jong. Sy. Wil jy sê hoe oud jy vandag is? 43. Amper by die aftreeoord. One foot in the door. Ja, jy sit 10 jaar in jou bubbelperiode. Ons ouderdom is nou net die syfers is omgedraai. Ja, oulik. Ja, dis eintlik oulik. Maar dis so sterk land, sterk rand. Volgende berig ook van deur Marula Media wat basies gebaseer was. En hulle sê ekonomiese hervorming kan nie sonder sterk geld eenhede gaan nie. Okay, die tannie in die Karoo daai verstaan. Ja, okay, onthou skeuiter vir almal. So 'n sterk geldeenheid is fenominale belang vir ekonomiese hervorming. Okay. Maar elemente wat 'n negatiewe impak rol speel rondom ons sterk rand of 'n swak rand is natuurlik nommer 1 onsekerheid, nommer 2 is inflasie, binnelandse bruto produk en ons weer eens gaan kyk na werkloosheidssyfer en grysstatus. So ons het 'n klompie elemente wat 'n rol speel wat eintlik ons rand manipuleer, as jy dit so wil stel. So het ons 'n sterk rand veronderstel om te hê
Definitief. Het ons 'n oorgepryste rand? Nee. Het ons 'n ondergepryste rand? Ja. So met ander woorde, is die realiteit dat die rand eintlik weer by R20 moet wees teen 'n dollar? Ja, definitief. Want ek dink die skadu net wat heidaglik nog oor wat se naam Suid-Afrika is rondom die ekonomie, heidaglik, sorry. Jy weet, so as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk die impak, jy weet, van die buiteland af, van eksterne geologiese politiese impakte, daai goeders is voordelig op hierdie stadium vir ons rand. En dit is die ironie. Ja. Sou jy 'n wêreld kry wat gebalanseerd is, of ten minste een termyn van 'n presidensiële kandidaat, wat wêreldwyd wat so gebalanseerd is, wat gefokus is op groei, dan sal die rand basies onder strem kom. Okay. En dit bring my tot my volgende storie, kollegas. Okay. Wêreldbank leen 1.5 miljard vir Suid-Afrika. Okay. Suid-Afrika sukkel reeds met skuld, kollegas. Ek dink ons weet dit, maar as ons weer eens gaan kyk, die terme was daarom lyk vir my of 'n deel wat gunstig is. Ons het 'n 16 jaar afbetalingsooreenkoms op het getref en met 'n 3 jaar se vrywaring, jy weet, op rentegrasie. Okay. So dit is basies weer 'n lekker ding om te hê. So daar's dit is ten minste kan ons sê favorable terms, maar so voor die G20 beraad, jy weet wat ook nou na Suid-Afrika toe kom, maar as ons weer eens gaan kyk in 2010 was ongeveer 31% se skuld teenoor GDP gewees, binnelandse bruto produk. Okay. En as ons gaan kyk nou, staan ons heidaglik amper net so oor die 77%. Okay. So hierdie is nie regtig waar 'n stap in die regte rigting nie, tensy Treasury dit op die regte plekke gaan spandeer. Soos wat hulle gesê het, hulle het aansoek gedoen vir hierdie kapitaal vir infrastruktuur rondom vervoer en energie. Okay, so wat is ons twee grootste maatstawwe wat basies weet ons ekonomie onder druk plaas en sover ons bruto binnelandse produk onder 1% sit, jaar op jaar op jaar, al vir die laaste 3 jaar. Okay, is vervoer en natuurlik onsekerheid rondom volhoubare energie. Okay, so stap in die regte rigting in. Weer eens, kom ons hou duim vas. Jy weet, onder die gesamentlike regering wat hulle self noem die GNU of die GNU, dat hulle die geld wel op die regte plekke sal gaan spandeer. Then I'm all for it. Okay. Ja, dit voel net vir my as ons eerstens weer met die bakkie in die hand gaan staan het. En dit is vir my net, hoekom betaal ons soveel belasting as ons nou in elk geval die hele tyd gaan leen en leen en leen. En dan tweedens, jy het nou gepraat oor die feit dat die belegging in infrastruktuur moet wees, soos vervoer en hernubare energie en daai tipe goed. Maar gaan gee dit vir die mense wat eintlik daai goed gaan doen. As die tenders en so goed so voort nou uitgesit word, gee dit vir die mense gee dit vir die private sektor. Gee dit vir die maatskappye wat die job gedoen gaan kry, sodat ons nie die hele tyd hoef te kla oor die feit dat ons soveel belasting betaal nie en niks word gedoen nie. So I'm all for it. Okay, let's make a loan, but we are going to end up paying back that loan. Ja, dit kom maar terug op ons by einde van die dag. En so gepraat daarvan en vat ons volgende storie toe met SARS se e-filing. Dis belastingtyd. Yay! Okay, jy 'n knoppie nodig gehad met. Ja, maak jy jou laptop. Ja, is klaar. So natuurlik belastingtyd het gekom. En natuurlik sal SARS e-filing vir ons makliker maak. Jy weet, om dit makliker te gebruik. So hulle het 'n Express Access icon knoppie het hulle bygelaat, jy weet, of bygesit, jy weet, op hulle webtuiste. So is eenvoudig, so maklik vir jou. Jy kan dit selfs van jou slimhorlosie af hardloop om vinnig te gaan en te sê ja, daar's SARS icon bo, Express Access. Kyk gou na jou auto-assessment, jy is tevrede. Okay, druk knoppie submit, boom, das dit, jy is klaar. Okay, sit jou horlosie af. Enige iets om vir ons minder geld terug te gee. Dis sy. So weer eens 'n auto-assessment is amper die maklikste tipe van assessment. Daar's niks fout met dit nie, maar weer eens sê ons altyd vir die mense daar buite, gaan loer net eers. Okay, gaan kyk eers voordat jy druk submit. Okay, want baie kere is daar dalk iets wat jy kon voordeel uitgetrek het, of daar's dalk iets wat jy nie verklaar het nie, wat jy wel later kan byt. Okay, so nog steeds, moet dit nie sien as dit 'n maklike weg van net van 'n afhandelingsdatum nie, gaan kyk nog steeds. Die ander voordele wat jy Express Access het, is natuurlik om vinnig ook jou bankbesonderhede te kan update vir jou 'n refund. Alright? Of persoonlike inligting indien hulle jou moet kom arresteer. Presies. Okay, so dis eenvoudig, one bang, thank you ma'am. Okay, so dit is wat hulle genoem met Express Access, maar well done aan SARS, hulle bly innoverend. Ek dink dis een van die goedes as dit kom by tegnologie, dan dink ek hulle doen baie goed.
Okay. So ek wil net gou vir ons kykers daar buite sê en vir julle kollegas, dit maak oop 7 Julie. Ja. Okay. So auto assessments dan sluit 20 Julie. So jy het daai goeie 2 weke wat jy vinnig dit dan kan doen, okay? En dan daarna maak dit 21 Julie oop vir mense soos ek en Pieter. Okay, dis ons ouens wat nou die groot boeke nou moet gaan indien. En wat geaudit word en wat slippies moet indien en allerlei dinge. Okay. So dit is die 21ste Julie. So ek hoop jy kry jou papierwerk agter mekaar, Pieter. Ek het mos vriende soos jy, dankie Thys. Ek dink nou net ek het nie die groot boeke nie. Ek is seker die armste hier, maar ek word elke jaar vanaf 2010 geaudit. Elke liewe jaar. Ek het eintlik gister met my boekhouer gepraat en sy het gesê, "Wat, jy het slippies gehou?" Toe sê ek soos, "Nee, ek gee net vir jou my bankstate." Toe sê sy, SARS is bietjie strenger 21 Julie kom vir jou en jou afsluitdatum is 20 Oktober op my huweliksherdenking. Kyk nou net. Dien hom in. Ek gaan hom indien. En dan natuurlik vir trust en vir provisional belasting is die 21ste Julie word dit ook opgesit tot en met die sluitingsdatum van 19 Januarie. Wat is provisional tax in Afrikaans? Voorlopige belasting. Ja, dit is voorlopige belasting. Ja. Of voorlopige aanslag. Daar het ons dit nou. Dit is pragtig. Alraai julle, dis ek. Goeie nuus, slegte nuus, leningsbelasting word net nie beter nie. Elsa, gee ons beter nuus. Pay back the money. In hierdie stadium sal ek sê bly ingeskakel. Miskien. Dit is dan jou finansies vir vandag, maar net hierna gesels ons oor die splinternuwe debuutroman Die skuld wat bloed betaal. So maak seker jy bly ingeskakel vir daai interessante gesprek en terwyl jy besig is, maak ook seker dat jy ons sommer op sosiale media gaan volg. Soek vir Goeiemôre, Good Morning.